Okay, Alet, so baie welkom by vandag se geselsie. Ons gaan praat oor die bediening aan haweloses en Alet is 'n baie bekwame persoon wat ons kan lei op hierdie gesprek. Sy het 'n meestersgraad in maatskaplike werk. Sy het baie lank gewerk in die veld van maatskaplike werk in gesinssorg en toe het sy 'n gesinssorgkantoor bestuur by Tutela en verlede jaar is sy oor na Tsepo toe. En voor ons begin gesels oor die tegniese kant van die bediening, vertel ons net 'n bietjie meer van die organisasie van wat nou Tsepo is. Dankie Jolandi. Dis 'n voorreg om hier te wees. Tsepo het ontstaan by die Fraternal van Linden, wat die verskillende denominasies in Linden omgewing is, die kerke in die omgewing wat besef het dat daar 'n krisis is van haweloosheid in die omgewing. En hulle het Tsepo gemeenskapsontwikkeling begin, en die gedagte was om hande te vat met die kerke en die verskillende kerke dan 'n geleentheid te gee of 'n bus te gee om te bestuur met die haweloses wat in die omgewing is. Hy bestaan al omtrent vir so 13 jaar, Tsepo homself, en toe verlede jaar het ons 'n franchise geword van U-Turn Homeless Ministries. Hulle is baie groot in die Kaap, en hulle fokus net op haweloosheid. En hulle het redelike suksesse daarso bereik en toe het hulle besluit om hulle footprint in Johannesburg in te bring en ons is hulle eerste service center van verlede jaar September maand af. So begin hierdie jaar het ons met hulle 'n program begin en ons hardloop nou met die manier hoe hulle dinge doen hier by ons en ek dink nogal dit werk. So ja. Fantasties. Okay, nou sê vir ons hoe doen hulle dinge? Wat is hulle model vir die bediening aan haweloses? So U-Turn se model is geskryf deur arbeidsterapeute. Ek doen alles in Engels gewoonlik, so ek moet nou mooi onthou wat die Afrikaanse woorde hiervoor is. En hulle het 'n four-phased approach. So dis 'n 4-fase stappe wat hulle doen. Tsepo is betrokke by die eerste 2 stappe. Die eerste stap is die mense wat nog fisies op straat is, kom hulle jy kan amper niks met iemand doen wat honger is nie. So die gedagte is om hulle dan net iets te gee om te eet sodat hulle daarom net hulle maag gevul het vir die oggend en dan gee ons vir hulle 'n bediening, een of ander iets uit die Bybel uit. Ons het gewoonlik vrywilligers wat kom om dit te doen. Ons is nog steeds Christelik gefundeerd, so ons doen alles uit 'n Christelike oogpunt uit. En hierna het hulle dan wat ons noem 'n change readiness session. Dit is 'n veranderings- en gereedheidsfases, as ek dit so in Afrikaans moet vertaal, waar die maatskaplike werker 'n groepwerkprojek met hulle het om hulle breine te verander of om hulle 'n idee te gee waartoe hulle moet beweeg, dat hierdie nie die be all and end all is nie, dat dit nie alles is wat hulle kan hê nie. En dan werk ons so 'n bietjie met hulle as mens en waar hulle is op daai stadium en ons ontmoet hulle daar waar hulle is. Dan het ons na dit 'n uur en 'n half wat ons noem die voucher earning activities. Dit is soos om 'n koopbewys te verdien. So ons het 'n vreeslike groot perseel waarop ons werk, wat ons baie gelukkig is om te hê, wat 'n groot groentetuin het en 'n groot komposhoop het. En die mense kan dan in ons groentetuin en ons komposhoop so werk en met elke halfuur wat hulle werk kry hulle dan 'n koopbewys. En hierdie koopbewys is dan vir hulle waarmee hulle dan kan kom na ons winkel toe. Ons het 'n winkeltjie wat hulle 'n naam gegee het. Hulle noem hom Vuko Uzuzele, wat beteken in Zulu, dit beteken get up and do it yourself. En die idee is daaraan is om nie net 'n handout te wees nie, maar om 'n teruggee te gee. So hierdie ouens het dan 'n voucher en met die voucher kan hulle dan kies wat hulle hê. Ons voucher het 'n voucher shop is geskenkte klere, skoene, komberse, toiletware, wat ook al die basiese nood is wat 'n mens op straat sou nodig hê. Hy kan kies dan wat hulle koop met sy voucher. Ons het dan ook middagete wat dan ook 'n koop fasiliteite, so jy moet 'n voucher hê om te kan eet. En dan het ons stortgeriewe vir hulle, ook weer iets wat 'n hawelose nie het nie. En hy kan daarmee ook met sy voucher koop. Ons het skeer haarskeergoeders, so jy kan jou hare kom skeer daar by ons, ook met 'n voucher, maar die idee is dat jy moet budget. Jy moet sê, ek het nou vandag 3 vouchers gekry, wat is my belangrikste behoefte en wat gaan ek met my voucher doen?
Gaan ek hierdie 3 goeders doen en dan het ek nie kan ek nie stort nie of wat ook al die geval mag wees. So die idee is dat hy dan leer weer om te werk met geld wat nie geld is nie. Die idee is om die geld van die straat af te haal sodat die probleme wat met geld gepaard gaan nie meer deel is daarvan. Okay. So okay, dan is ons dag verby. Ons doen dit 3 maal 'n week by ons service center enigiemand is welkom, enigiemand wat op straat is welkom om te kom. Dan as hierdie persone al hierdie program redelik committed bygewoon het, dan gaan ons na die fase 2 toe wat die rehabilitasieproses is. So ons maatskaplike werker gaan dan 'n individuele sessie met hulle ingaan en sê wat het hulle nodig en waarvan is hulle afhanklik en wat het hulle nodig om dit te breek. Ons het hande gevat met ander organisasies om dan 'n outpatient situasie te hê of as daar dan nou fondse is of geleenthede is, dan kan ons hulle na inpatient rehabilitasie te stuur, maar die idee is om vir hulle skoon te kry van wat ook al hulle het. Want 'n ou wat afhanklik is, kan in elk geval nie vorentoe vorder met wat ons beplan vir hulle nie. So wanneer hierdie persoon dan skoon is en fase 1 en 2 is afgehandel, dan is daar weer 'n proses wat maatskaplike werker met hulle doen en assessering doen om hulle dan deur te stuur na die 3de fase toe, wat dan by U-turn is. En U-turn het dan opgeleide arbeidsterapeute wat met hulle 'n werksgebaseerde leerlingprogram doen. Wat hulle leer hoe om weer in die werks setup te kan werk. As jy dan op daai stadium nog nie op jou voete is nie, jy het nog nie 'n plek om te bly nie, dan het hulle ook wat hulle noem 'n transitional house hier in Sophiatown en jy kan daar in die huis gaan bly en jy leer om saam met mense in 'n huis te wees, jy leer om jou eie bed op te maak, jy leer om skorrelgoed te was, jy leer om te budget, jy leer om kos aankope te doen vir die gesin waarin jy nou is en jy leer om weer in 'n gesin setup te funksioneer. En dis alles deel van fase 3 en dan fase 4 sal dan wees indiensneming en gereedheid en uitgang. So U-turn se program het wat hulle noem enterprises. In die Kaap het hulle 4 verskillende enterprises. Hulle het 'n klerewinkel, hulle het iets met IT te doen, hulle het iets met die boubedryf te doen en hulle het inheemse plante wat hulle gebruik om die mense dan in diens te neem. In Johannesburg het ons nou nog net die klerewinkel in Melville. En dan hopelik gaan ons dan nog 'n paar by kan kry. En die gedagte is dan om hierdie enterprises uit te brei om dan meer goeders te doen, want nie alle mense aard in 'n groentetuin nie, nie alle mense aard in 'n winkel nie. So dat jy verskillende soorte goeders het vir verskillende soorte mense om geleenthede te kan hê om te kan uitbeweeg. En dit is die 4 fases dan. Ons 2 wat van die straat af, rehabilitasie, leer hoe om te werk en gaan terug in die werk in. Wat ons geleer het in Tsepo in 13 jaar voor ons met Jute in hande gevat het, was jy kan nie iemand van die straat af vat en hom in 'n werk sit nie. Hy gaan nie cope nie. Want daar's 'n klomp baggage en 'n klomp trauma en 'n klomp goeders wat hy nodig het om uit te sorteer voor hy daar kan kom. Okay, so ek het net 'n paar vrae so in die groepwerk wat julle aanbied, op watse tipe goed adresseer julle dan in daardie, as jy nou sê dit gaan oor bietjie rewire van die brein, as jy net so bietjie kan meer sê van die inhoud. So ongelukkig is die redes vir die mense wat op straat is baie legio. Ek bedoel dit kan enige iets wees. So ons vat oorhoofse temas wat ons dan aanspreek. En dan kom uit daai groepwerk uit individuele inligting wat ons dan met die mense bespreek. So dit sal iets wees soos waar kom jy vandaan en watse normes en waardes bring jy van jou huis af, of ons praat baie keer met hulle net oor hulle ervaring van op die straat wees en wat behels dit en wat is hulle behoeftes as hulle op straat is. Ons praat met hulle oor ek weet nie, geloof. Ons praat met hulle oor 'n klomp goeters wat impak het op hoekom is hulle waar hulle is en hoekom is dit nie die ideaal nie.
Hoekom is dit nie moet dit nie gemaklik wees om te wees waar jy is nie. Jy moet kan beweeg om vorentoe te gaan. Okay. So jy vang nou my so 'n bietjie vas, ek kan nie nou aan enige baie goeie voorbeelde dink nie, maar dit kom uit behoeftes uit wat van die ouens af self bespreek word in die groepe. Okay, so dis nie 'n gestruktureerde, uitgewerkte program noodwendig nie. Dit hang af wie sit in die groep. Ja, so daar is gestruktureerde goed. Ons het al die klinieke gekry om met oor mental health te kom praat. Ons het al die rehabilitasiesentrums gekry om oor afhanklikheid met hulle te kom praat. So daar is gestruktureerde goeders. En ons het 'n proses wat ons loop. So daar's ons 'n aktiwiteit en daar's ons 'n geloofsding wat daaraan gekoppel word maar dit word natuurlik vooraf beplan. Maar baie van hierdie goeders is fleksibel genoeg sodat jy die inligting daaruit kan haal om dan 'n volgende sessie te bespreek met die kliënte wat dan wel beskikbaar is. Ja. En gebruik julle net professionele mense of gebruik julle uit die gemeenskap uit volonteërs om byvoorbeeld met die mense te werk binne daai groepwerk en uit ervaring kan ek vir jou sê enige ou is eintlik geskik om dit te kan doen. Nie alle jy wil nie 'n leek met elke keer hê nie. So as dit 'n spesifieke geval is soos afhanklikheid of mental health of wat ook al, het jy iemand nodig wat kennis het. Maar ons het op hierdie stadium 3 maatskaplike werkstudente by ons en hulle vat ook baie keer die sessies. So ek meen 'n ervaring het hulle nog glad nie, maar hulle is mense wat 'n empatie het vir 'n ander mens. So ons vat baie keer mense wat uit die gemeentes uit vir ons sê maar hulle wil net ietsie doen. Hulle wil net bietjie betrokke raak. En as jy kennis het oor enige iets, is jy bereid om te kom gesels. Lewenservaring is 'n groot ding. As jy uit lewenservaring met iemand kan kom gesels wat op straat is en net bietjie kindness vir hulle gee, by all means. So dit het nie eintlik met skill te doen nie, dit het meer te doen met 'n gewilligheid om betrokke te raak. So as iemand nou van die straat af kom en hulle is honger, is daar op enige plek in julle by julle perseel vernietkos? Ons het 'n program wat ons run. So jy moet 8 uur daar wees om te kan eet. Dit werk soos enige ander skool, enige ander werksetup, enige ander ding. Daar is 'n program en dis hoe dit werk. As 'n ou in die middel van die dag daar aankom en hy raak betrokke en hy wil deel wees van die ding, sal ons hulle nie wegwys op die eerste dag vir kos nie. So middagete kan hulle dan gratis kry. Die idee is nie om hulle te straf nie, maar die idee is om te sê dat daar reëls is en daar struktuur. En dat in ons setup moet jy die struktuur volg om die voordeel daarvan te kry. Want op straat het jy nie struktuur nie. Daar is geen tyd nie, daar's geen niks nie. Jy hoef nie vir niemand te luister en jy hoef vir niks te doen nie. Jy kan so nou en dan weghardloop vir die polisie en is omtrent dit. Maar in ons setup is daar 'n struktuur en daar's want die wêreld werk met struktuur en reëls. En as jy net doen wat jy wil, gaan jy in elk geval nêrens kom nie. So ons hou maar die boksie daar, maar ons sal jou nie wegwys op die eerste dag nie. So die volgende dag gaan jy 'n geleentheid kry om te werk en dan gaan jy jou werk kan kry en dan kan jy kies of jy wil kos hê of nie. En dan is dit jou keuse. Maar die 8 uur een is dit altyd verniet of is dit net die eerste dag? Hy's altyd gratis. Die 8 uur een is altyd verniet. Okay, cool. Ja, met die veronderstelling dat jy niks anders saam met ons kan doen nie. Jy gaan nie kan luister vir 'n maatskaplike werker as jou maag leeg is. Ja, nee, ek verstaan. Ja. Okay. En dan is daar dan mense wat 8 uur kom eet en dan huis toe gaan of bly mee? Okay. Goed. Ja, nee, ons het baie verskillende soorte mense. Ons het onder andere ons praat van die SASSA mense. So dis die ouens wat bo 60 is. Hy bly op straat, maar hy's happy met wat hy doen. En hy kry sy SASSA'tjie in die einde van die maand en al wat hy wil doen is hy wil net gou ietsie eet en dan wil hy aangaan sy lewe. Hy wil nie gereël word nie, hy wil nie vertel word nie, hy wil nie gevra word nie. Dis wat hy wil doen. So hulle is nou nog ek glo nie hulle gaan ooit regtig ons program ten volle benut nie en dis ook okay. Ons program is nie vir almal nie. Ons program is daar vir die ou wat wil. En ons gee hom die geleentheid as hy wou. Hoeveel het julle nou al in die tyd wat jy daar is
gehad wat van fase 1 af na fase 2 toe gaan? Amptelik in fase 2 het ons omtrent so 9 mense wat ons al deurgestuur het, maar dis nou ek tel nou by vandat ek begin werk het nie noodwendig van ons die fases ingestel het nie, want ons maatskaplike werker doen al die rehabilitasie van voor ek gekom het. So daar is omtrent so 9 mense wat ons al deur die rehabilitasieproses gesit het. Van hulle het weer teruggeval, van hulle het toe nou nie gewerk nie. Ongelukkig werk ons met staats instansies en mense wat ongelukkige keuse het om te maak. Hulle is groot mense, hulle mag 'n besluit neem. So dit is nie altyd volhoubaar nie. Maar ons het omtrent 9 mense wat deurgegaan het na die tweede fase toe. En dan het ons nou 4 mense wat ons deurgestuur het na die derde fase toe, na Uton toe. En hulle is op die oomblik in die proses om hulle werk saam met arbeidsterapeut studente op die oomblik om gereed te kom sodat hulle kan skuif na die volgende fase toe. En in jou ervaring is dit, wat is die grootste faktor wat bydra tot die haweloosheid met mense met julle kliënte? Is daar so Ja. Ek neem aan daar is. Ek het 'n paar neergeskryf toe jy my gesê het om daaraan te dink. In Gauteng op hierdie stadium dink ek is een van die grootste probleme is buitelanders en ongedokumenteerde mense. Hulle kom Johannesburg toe want hier is die land van melk en honing en dan kom hulle aan en dan is dit nie. Of mense beloof hulle goeders, hulle gaan 'n verblyf hê in Hillbrow en hulle gaan ek weet nie wat se berge hê nie en as hulle hier kom bestaan daai mense nie eers nie. En dan eindig hulle op straat. Die probleem wat ons met daai mense is dat ons gaan sukkel om hulle enigstens in die proses in te kry. Die geleenthede is baie minder vir daai mense. Ons het nie jy kan nie 'n ongedokumenteerde mens laat werk nie. Dit werk nie so nie. So ons het 'n ander pad wat ons met hulle stap. Ons het ongelukkige 'n situasie waar ons nie hulle noodwendig deur die hele proses sal kan neem nie. Maar dit is 'n groot krisis wat ons het veral in Johannesburg. Dan afhanklikheid. Afhanklikheid is natuurlik 'n groot krisis. En dis altyd daai ding van is dit die hoender of is dit die eier? Het jy op straat beland omdat jy afhanklik is of het jy afhanklik geraak omdat jy op straat is? En baie van die mense ongelukkig dagga dink hulle mos is nie illegal nie. Maar dit is ook 'n ding wat jou lewe ruïneer. En daar's 'n klomp van hierdie klein afhanklikheidsgoedjies en ek praat nie net van dwelms en alkohol en daai goeters nie, ek praat van sex addictions, ek praat van gambling, ek praat van al die ander goeters ook. Dit ruïneer mense se lewens. En dit is 'n groot rede vir mense om op straat te wees. Ons het 'n redelike geveg wat ons het met mense wat veralgemeen dat kriminaliteit 'n rol speel in haweloosheid. Dit is so dat baie van die mense wat wel op straat is, was al met die gereg of het al met die gereg gebots. Dit is so dat van die kriminele wegkruip onder die haweloses, want dis 'n veilige plekkie om net weg te wees van die polisie af. Maar dis nie noodwendig, dis 'n verskriklike veralgemening om te sê dat alle hawelose mense is kriminele. En ek dink dit gaan baie moeilik vir jou wees om iemand in die oë te kyk by ons opkombuis en dit vir hom te kom sê. Dit is nie noodwendig waar nie. Kom ek kyk, wat het ek nog hierso geskryf? Trauma. Ek dink dit is ons grootste rede vir haweloosheid. Ek dink baie mense het een of ander gebeurtenis gehad, 'n lewe van abuse gehad, wat ook al die geval mag wees, wat my lewe so traumaties gemaak het dat ek op die straat opgeëindig het. Dis natuurlik ook een van ons grootste probleme met die haweloses, want dis nie 'n ding wat oornag gefiks word nie. Daar's nie 'n magic wand wat hom net regmaak nie. Dis 'n lang pad wat tyd vat, wat energie vat, wat vaardighede vat en soms geld vat. En baie van hierdie mense kom nie uit daai spiraal uit nie. En rock bottom is soms op straat en jy sukkel om daar uit te kom. Dan het ek 'n paar mites wat mense het. Hulle sê hawelose mense kom nie by die resources uit nie, die hulpmiddels uit nie. Ek glo dit nie. Hawelose mense travel baie. Ons het dieselfde mense wat by dieselfde sopkombuise is wat ons gaan kuier, is ook by ons en hulle is kilometers van mekaar af.
hulle weet waar om te gaan. Een groot gebrek wat ons het is shelters of skuilings. Ons het 'n groot probleem in Gauteng daarmee. Daar is nie genoeg plekke vir mense om veilige hawes te hê nie. En dan word dit dikwels nie goed bestuur nie. Die shelters het nog steeds dwelmmiddels in of wat ook al die substances wat rondloop daarso. En as jy probeer om skoon te bly en jy gaan na 'n shelter toe en dit is beskikbaar, dan's die versoeking net meestal te groot vir jou en dan stel hulle jou net weer bloot in 'n volgende probleem. Ja, ek dink dis omtrent wat ek op my lysie gehad het. En dit sou my faktore wees. Luister, en dan so geleenthede vir gemeentes om, hulle gaan nou nie almal noodwendig 'n U-turn diensentrum naby hulle hê nie. Wat uit julle model uit dink jy is mense wat byvoorbeeld klaar 'n sopkombuis het? Wat dink jy is daar te leer uit U-turn se model vir gemeentes wat net pleinweg 'n sopkombuis het? Watse pointer sou jy vir hulle gee? Nommer 1 dink ek, die een ding wat meeste van ons sopkombuise nodig het, is 'n bietjie van 'n opleidingssessie in wat is behulpsaam en wat is nie hulpsaam nie. Jy kan dalk dink dat om vir 'n ou 'n backpacker te reël vir vanaand is behulpsaam. Vanaand dalk, maar as jy dit vir 5 aande na mekaar gedoen het, het jy 'n afhanklikheid geskep wat baie moeilik is om te breek. En dan het jy nie noodwendig gehelp nie. So om jou klere van jou lyf af te haal en dit vir 'n ou te gee want hy het niks, is nie noodwendig 'n goeie ding. Ons het prosesse in plek by ons ook as hulle skoene koop by ons voucher shop, maar ons weet hulle het verlede week ook skoene gekoop, dan kry hulle nie daai skoene nie. Hoekom nie? Want hulle het dit verkoop. Want dit is wat hulle wil hê. Hulle soek die geld. So ek is baie ernstig daaroor, die geld moet van die strate afkom. Jy moet, as jy 'n dag se werk gedoen het, kan jy 'n geldjie kry. Maar as jy dit misbruik en dan nog steeds weer op die straat opeindig, is dit ook jou keuse gewees. So ek sê gee die kos, moes in meeste organisasies dat daar meer is as net 'n handout. Dit is nie net 'n ek gee jou kos en ek hou jou op straat nie. In Johannesburg, daar waar ons is, kan hawelose mense elke dag iewers kos kry. Partykeer 2 keer op 'n dag, en as ek vir hulle vra, en wat dink jy van daai sopkombuis, sê hy nee, hy gaan eerder na die ander een toe, hulle het lekkerder kos. So die gemeentes in ons omgewing maak dit maklik om op straat te wees. Ek klink baie hard as ek dit sê, maar ek voel regtig dat mense moet besef dat om te gee, het 'n verantwoordelikheid. So om net te gee en net uit te deel, help nie hierdie mense nie. Dit gee nie vir hulle die geleentheid om 'n pad te kry om uit hierdie situasie uit te kom nie. Dit hou hulle waar hulle is, en ons wil dit nie hê nie. So is jou voorstel dat dat gemeentes dalk sal saamwerk met dat almal soort van hierdie token gebruik. Dat as jy dit standaardiseer byvoorbeeld. Ja, kyk, hierdie is nou 'n beginsel wat U-turn geran het, en ek dink dit is 'n baie goeie beginsel om van te werk. En ek is seker daar is baie gemeenskapslede wat ek het gister 'n hele gesprek gehad met 'n man, en dit was my baie interessant geweest hoe hy sê ons moet ons gemeenskap ophef. En hoekom gebruik ons nie die mense wat reeds nie werk het nie? Die straatname op die straathoeke is nie meer mooi nie. Kry 'n gemeente om 'n mens te betaal om daai straatnaam mooi te verf, of om die gat toe te maak wat in die pad is, want dit word nie reggemaak nie, of om die bome te snoei in die park, want jy weet, dit maak 'n probleem want die mense kan daar wegkruip, of wat ook al die geval mag wees. So betrokkenheid by wat ons doen
Maar daar is organisasies wat dit reeds doen. So ondersteun daai organisasie om Mm. dit op 'n groter vlak te doen. En raak betrokke by dit wat reeds gebeur in jou gemeenskap. En ja, jy kan 'n teenprestasie verwag van jou sopkombuis. Jy hoef dit nie net uit te deel nie. En die teenprestasie is die gedeelte waar hulle verantwoordelikheid vat, waar hulle opstaan en hulle eie ding doen. Ja, en as 'n mens die hulp wat daar is begin netwerk, nê. Soos jy sê Ja. dat jy nie van een na ander een toe gaan nie, maar as jy byvoorbeeld iets kan standaardiseer van ehm by hierdie organisasie is daar geleenthede vir jou om 'n 'n voucher te verwerf. Soos jy nou sê, enige projek, jy kan die kerk se heining verf, jy kan so daar's 'n lys van goed wat jy mense kan doen om vouchers te verdien en dat as 'n klomp organisasies saamwerk en sê ons almal gebruik dieselfde vouchers, dat jy weet dit oor en weer gebruik kan word. So jy Ja. sê om daai netwerk te versterk. Dit maak baie sin. En dan uit die aard van die saak net soos wat jy nou reeds gesê het, volunteer met die van daai om te werk met hulle en die groepwerk en daai tipe van goed. Dit is ook tydintensief. Dit kan help as 'n mens dit ook binne in so 'n netwerk kan 'n volunteerstelsel skep waar almal kan sê ek is byvoorbeeld goed met die trauma gedeelte en 'n ander ou kan sê ek is goed met verslawings terapie en so aan sodat jy ook daai goed binne in 'n netwerk kan lys, Ja. nee. Ons het ook 'n soort van 'n voucher stelsel wat is soos wat jy nou van praat. Ons het hande gevat met 'n organisasie wat hulle noem My Change vouchers. Nou My Change is 'n ook 'n NPO op hulle eie. Hulle werk ook saam met MES en hulle werk ook saam met Youth. En die gedagte agter dit is dat 'n gemeenskapslid kan so 'n kaartjie koop en dan so 'n kaartjie skenk aan 'n homeless mens en vir hulle sê gaan dan na Tsepo toe of gaan dan na Youth toe of wat ook al en gaan gebruik jou kaartjie wat dan ook maar 'n voucher is waarmee jy dan ietsie kan gaan koop. En die gemeentes kan so iets self ook initieer en ek dink in Johannesburg moet ek die Fraternal loof vir wat hulle alreeds reg gekry het, is die feit dat hulle met mekaar saamwerk in verskillende denominasies. Hulle sit nie op hulle eie mishopies nie en hulle werk saam en as gevolg van hulle samewerking het sy ontstaan en is daar 'n geleentheid nou wat groter kan groei as gevolg van daai samewerking. Ja. En julle kry nie geld van die staat, so julle is nie in 'n krisis op hierdie stadium. Nee, nog nie, dankie, nee. Nie nog nie. Okay, nee, dit is goed en dit is gaaf. As mense jou bietjie wil kontak en bietjie raad vra, kan ons jou e-posadres vir hulle uitgee en Ek kan myself nog gee. Ek het geen probleem daarmee nie. Ek werk 24/7 vir die welsyn, dis reg. Okay, fantasties. Okay, baie dankie. Ons het nou by alles uitgekom wat ek wou vra, so baie dankie vir jou tyd. So enigiets anders wat jy wil add, wat jy dink mense moet van weet as dit by hierdie topik kom? Nee, maar ek wil dit net weer eens sê. Ek dink daar is organisasies in elke plek in Suid-Afrika wat reeds hierdie goed doen. Ondersteun hulle. Moenie probeer om jou eie mishopie te maak nie. Klomp klein mishopies gaan nie 'n berg maak nie. Maar ons kan aan die ander kant uitkom as ons saam staan. #werksaam. Net so. Dankie Alet, lekker dag Dankie, vir Lani. jou. Bye, Mooi. tot nou. Bye. Bye.